Dis so maklik vir 'n persoon in hulle senior jare om te voel hulle is waardeloos, hulle is oorbodig, miskien selfs onwelkom en 'n oorlas vir die samelewing. Om te voel jy word eenkant toe geskuif, miskien word jy verdra, maar nie waardeer nie. En tog, dis moontlik, en dis waaroor ek graag so 'n paar gedagtes met jou wil deel vandag. Dis moontlik om 'n vol lewe te lei in hierdie silwergrys jare van 'n mens. Johan Goethe skryf sy meesterlike toneelstuk op die ouderdom van Faust, op die ouderdom van 81. Winston Churchill op 82 begin die eerste van 4 dele oor die Britse geskiedenis. Toscanini, daardie bekende Italiaanse dirigent, lewer sy laaste uitvoering op die ouderdom van 87. So hoe trek ons nou al in terme van my luisteraars op hierdie oomblik? Michelangelo 88 omskep vir die laaste keer 'n stuk marmer in 'n pragtige stuk beeldhouwerk. Rubinstein, die befaamde pianis, lewer op 89 nog 'n pykuitvoering. Picasso skilder steeds op 90. Stradivari, daardie legendariese vioolmaker, maak viool op die ouderdom van 93. En ja, ons kan sê, dis nie ek nie, ek het nie die gesondheid nie, ek het nie die geleenthede nie, en baie dinge sê daaroor. Die feit is, daar's baie mense wat 'n baie sinvolle, betekenisvolle, produktiewe lewe lei, al is hulle regtig baie oud. En tog kan ons nie anders, en nou is ek al in daardie kategorie waar mens so terdee besef, jy's besig om ouer te word, dalk by die dag. Die digter Robert Browning begin sy gedig Rabbi Ben Ezra met die volgende, baie bekende gedeelte. Hy sê, grow old with me, the best is yet to be, the last for which the first was made. Our lives are in his hand to set, a whole I plant, youth shows but half. Trust God, see all, be not afraid. Maar is nie net die geskiedenis en is nie net die literatuur wat dit vir ons sê nie. Die Bybel bied vir ons 'n baie positiewe siening van bejaardheid. Een van waardigheid vir wie jy is. Nie vir wat jy doen nie, vir wie jy is. Iemand met waarde vir ander mense en iemand met waarde vir die koninkryk van God. Nou, een van my geliefkoeste verse in die Bybel is Psalm 90 vers 15. Daar verklaar die psalmis, al is hulle oud, sal hulle steeds vrugte dra. Hulle is vars en lewenskragtig. In die ou Afrikaanse vertaling sê, in die gryse ouderdom sal hulle steeds vrugte dra. En dis my hartsbegeerte vir my persoonlik, en ek deel dit met jou in hierdie dag ook, dat daar iets in jou kan wakker gemaak word as jy in daardie kategorie van ouer word, selfs bejaard is, val. In die ouderdom sal hulle steeds vrugte dra, steeds 'n positiewe rol speel in hierdie wêreld. Kan ek dit sê, jou ouderdom diskwalifiseer jou nie om 'n positiewe bydrae te lewer nie. Ja, kom ons wees eerlik, wat jy doen, gaan anders wees en gaan anders gedoen word as wat jy gedoen het vroeër in jou lewe, toe jy nog jonger en sterker en gesonder was. Wat jy nou doen is nie minder belangrik nie. My raad vir jou, wees oud met waardigheid. En niemand kan dit van jou af wegneem. Ons kry 'n baie mooi voorbeeld van iemand wat met groot waardigheid 'n ou mens was. En dis Anna die profetes in Lukas die 2de hoofstuk, en daar verse 36 tot 38, en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling. Vers 36 daarvan Lukas 2. Anna, 'n profetes, was ook daar in die tempel. Sy was die dogter van Faniel uit die stam van Aser, en sy was baie oud. Sy was 'n weduwee. Haar man is oorlede toe hulle nog maar net 7 jaar getroud was. Sy is nou al 84 jaar oud. Sy was nooit weg van die tempel af nie, en het dag en nag daar gebly en God gedien met vas en gebed.
Sy het daar aangekom net toe Simeon met Maria en Josef gepraat het, dis nou net in die voorafgaande gedeelte, en sy het God begin prys, sy het oor Jesus gepraat met almal wat verlang het na die bevryding van Jerusalem. 84 vind ons haar in die tempel, waar sy God met oorgawe dien. Ek weet nie, ons kan so baie by haar leer. Sy moes, hierdie Anna, moes die seer van haar verlede agterlaat. Nou, sy verloor haar man nou net 7 jaar getroud was. In die samelewing waarin sy leef, was dit rampspoedig vir 'n vrou. Sien, haar man was die bron van sekuriteit, was haar bron van finansiële voorsiening, en sy het nooit weer getrou nie. Sy moes leer om op God te vertrou vir wat sy nodig het. En dit is nou maar net so, die dinge en die mense wat jy in die lewe verloor, soos wat jy ouer word, is regtig groot verliese, en dit raak 'n mens ten diepste. En kom ons wees eerlik, in die ouderdom ook, beleef 'n mens dinge soos eensaamheid. Vir party is daar kinderloosheid, vir ander is daar weer die onbetrokkenheid van jou eie kinders by jou lewe. Daar's finansiële swaar kry in baie gevalle. Dink in die meeste gevalle jou fisieke kragte neem net af, jy sukkel met pyn en swak gesondheid. Jy beweeg stadig, jy voel in die pad, en soms is jy in die pad. Kom ons wees maar eerlik met mekaar, né? En mense raak ongeduldig met jou, en jy raak ongeduldig met hulle. Dis deel van oud wees. Maar dit hoef nie die waardigheid van 'n senior fase in jou lewe weg te neem nie. Anna vind haar toevlug by die God wat sy gedien het. Jy sien, as jy haar soek, dan het hulle geweet waar om haar te kry. Sy is in die tempel besig met die dinge van die Here. Sy is besig om te praat oor die dinge van die Here. Dis waaroor haar lewe gedraai, dis wat sin en betekenis aan haar lewe gegee het. Ek dink daar's nou vir my persoonlik so min of min dinge wat so mooi is as 'n ou mens wat 'n hart het vir die Here. En die teenoorgestelde daar's niks wat vir my eintlik so afskuwelik is as 'n ou mens wat ligsinnig is en ver van God af is en daaroor praat en dit wys met hulle lewe nie. Dis vir my 'n verleentheid wanneer ek moet hoor hoe iemand wat al ver gevorderd is in die lewens, hulle lewe vermors en so min agting en eerbied vir die Here het, val in daardie fase van hulle lewe. Ons kan nie meer doen wat ons kon doen op 20 of 30 of 40 of 50, 60 nie. Jy kan nie doen op 70 wat jy gedoen het toe jy 60 was. Jy kan nie doen op 80 wat jy gedoen het toe jy 70 was nie. Dis deel van daardie oud word proses. Maar weet jy, ons kan nog soos Anna nog steeds praat oor die Here, praat met die Here. Sy's 'n vrou van gebed, sy's 'n vrou wat haar toewy aan die Here. En sy het 'n kring van mense om haar wat gemaklik is rondom haar, met wie sy gemaklik is. Hier is mense wat verlang het na die bevryding van Jerusalem, met ander woorde die koms van die Messias. En sy het die antwoord gehad, sy het 'n boodskap gehad oor Jesus, en sy praat oor Jesus. En so vir my en vir jou ook, ons kan, wanneer ons met mense te doen kry, praat oor Jesus, daar seker nie nog 'n belangriker, mooier onderwerp om te praat oor as wat die Here Jesus vir ons in ons lewe beteken nie. Daar's geen vervaldatum op jou geestelike invloed nie, op die invloed wat jy kan hê op ander mense. Weet jy raak deel van mense met 'n leeftyd van ervaring wat jy kan deel. Jy deel dit met 'n jonger generasie en ook wat jy kan deel met jou tydgenote wat net so oud is, min of meer soos jy. Jy het lewenservaring wat ander nie het nie. Jy het keuses gemaak wat ander nie moes gemaak nie. Soms het jy foute gemaak, maar weet jy het daai keuses gemaak. Jy het 'n pad van geloof gestap, jy het 'n pad van liefde beleef, jy het verlies beleef, jy het daardie veerkragtigheid, daardie wat die Engels sê resilience geopenbaar om terug te kom wanneer jy plat geslaan was. En jy weet wat werklik belangrik is. Deel jou herinneringe, deel jou foute, deel jou lewenslesse, is van onskatbare waarde vir jonger mense. Vertel byvoorbeeld jou lewensstories vir jou kleinkinders, deel dit met hulle. Ek het gevind dat kleinkinders wil graag oor
ons verlede hoor. Vandag die tegnologie is daar, maak kort video's oor jouself wat kan voortleef lank nadat jy nie meer hier is nie. Skryf 'n paar refleksies oor jou lewe wat weer vir die toekomstige geslagte van waarde kan wees. Sit dit op druk, sit dit op skrif. Daardie kosbare skatte kan voortleef lank nadat jy nie meer hierso is nie. En dan wie jy het 'n emosionele rypheid en 'n geestelike volwassenheid wat baie van die jonger geslag nie het nie. Dis te hoop dat jy dit het. Meer geduld, meer empatie, 'n beter perspektief op dinge wat die jonger geslag nie het nie. Ons kan terugkyk oor geslag, oor dekades heen. Dink maar net, toe ons generasie jonk was daar nog nie eens televisie in Suid-Afrika gewees nie. Dink aan al die innovasies wat gekom het so deur die jare en ja, partykeer ons gevul het met afgrys en ander keer met opwinding, al hierdie nuwe ontwikkelings wat gebeur het en ons kan terugkyk en ons kan die patroon sien van hoe dinge die heeltyd verander. Niks bly dieselfde nie. En dit waarvoor mense vandag bang is môre alweer deel van die lewe. En 'n betekenisvolle deel van die lewe met probleme wat daarmee saamgaan, met gevare wat weer geskep word. Ons het daardie insig as ons kyk na die lewe, deel dit met die jonger geslag. En dan jy kan 'n erfenis, 'n legacy agterlaat. En dan praat ek nie van geldwaarde nie. Ek praat van die dinge oor jou wat sal voortleef in mense se harte, lank nadat jy nie hierso is nie. En ja, mag dit mooi dinge wees. Ons almal het seker ons eksentrieke dinge wat mense gaan onthou, en dis baie keer maar mooi dat hulle dit ook onthou, want ons is mens. Maar mag hulle ook die mooi onthou wat ons met hulle gedeel het. Jy sien, die ouderdom waar 'n bejaarde is dis die seisoen van stories wat doelbewus oorgedra moet word. Daar's mense wat sal onthou hoe jy hulle bemoedig het, daardie kosbare woord wat jy gespreek het op die regte tyd. As mense wat jou sal onthou vir die tye wat jy saam met mense gebid het, lank nadat jou generasie nie meer daar is nie. En die mooie is, jy het nie baie energie nodig om hierdie goed te doen nie, want in baie gevalle is ons energie maar laag. Jy kan 'n positiewe verskil maak, daardie vriendelike telefoonoproep wat jy maak, daardie stukkie wysheid wat jy deel, daardie gewilligheid om te luister en te help, daardie kort boodskap wat jy op sosiale media plaas of die SMS wat jy vir iemand stuur. Dis eenvoudige dinge, maar dinge wat van onskatbare waarde is. En dan as 'n senior persoon, daar's krag in jou teenwoordigheid. Ja, selfs wanneer jou mobiliteit afneem en jou energie taan, kan jy steeds 'n goeie luisteraar wees. Jy kan steeds 'n betroubare raadgewer wees. Jy kan steeds 'n anker in mense se lewens wees. En dis die dinge wat die jonger geslag so nodig het. Dan wil ek sê, jy het die vryheid om te kan kies wat regtig belangrik vir jou gaan wees in jou lewe. Baie seniors kan uiteindelik fokus op die dinge wat vreugde en vrede vir hulle bring. Jy kan belê in verhoudings. Jy kan uiting gee aan jou kreatiwiteit. Jy kan tyd deurbring in die natuur. Jy kan soveel doen sonder dat jy die hele tyd gejaag is, dat daar sperpartye en datums is en jy's so besig net van dag tot dag. Waar mense bietjie kan terugstaan, kan asemhaal en dinge kan doen wat vir jou net lekker is om te doen. Al rus jy net. Dis geleenthede, gebruik dit. Ek dink belangrik wat ons ook moet besef is daardie gevoel van nutteloosheid floreer wanneer ons geïsoleer is, wanneer ons los is van ander mense. So daarom rykheid na ander mense, word deel van byvoorbeeld 'n senior groep. Ontmoet gereeld 'n vriend of twee, 'n vriendin of twee. Wees aktief betrokke by die kerk, raak betrokke in die gemeenskap, doen vrywilligheid, vrywilligerswerk. En dis die belangrike ding om te snap, maak steeds
saak meer as jou besef. Jou waarde was nooit in wat jy alles kon doen, jou waarde is in wie jy is, en dis nog steeds wie jy is. So wees wie jy is in mense se lewens. Maar een van bejaardheid wat ons onvermydelik moet besef ook is, die dood is vinnig besig om nader te kom. En of ons nou daarvan hou om daaraan te dink of nie, dis die werklikheid waarmee ons te doen het, nee. Slegs as jy weet dat jy die ewige lewe het en dit deur jou geloof in Jesus Christus as verlosser, slegs daardeur kan jy hierdie wete hê, die vrede hê oor die dood, want jy weet as ek my oë toemaak, maak ek dit oop by die Here Jesus. Dit is van soveel onskatbare waarde, nee. Ek lees die storie van Clarence Darrow, hy is in 1857 gebore, hy is oorlede in 1938. Hy word beskou as een van die FSA se bekendste regsgeleerdes, baie goeie prokureur. En op 'n goedgevorderde leeftyd gesels hy en 'n sekere Dr. John Herman. Herman vra vir Clarence Darrow, hoe kan hy sy lewe opsom in 'n paar woorde? Nou weet ek, dis een van daai vrae wat 'n mens seker nie regtig kan antwoord nie. Maar Clarence Darrow staan op en daar is 'n koffietafel en hy tel 'n Bybel op. Nou, wat belangrik is hierdie man het nooit enige tyd gehad vir God se woord nie. Hy het 'n bespotting gemaak van God se woord. Clarence Darrow het nie tyd gehad vir God in sy lewe nie. Maar hy tel die Bybel op, hy maak dit oop by Lukas die 5de hoofstuk vers 5 en hy lees daarso: ons het die hele nag hard gewerk en niks gevang nie. Dit daardie gedeelte waar die disippels die hele nag probeer visvang het en niks gekry het nie. Hy sê die volgende, en ek lees in Engels sy woorde. Hy sê, this verse in the Bible describes my life. I've toiled all night and have taken nothing. I've lived a life without purpose, without meaning, without direction. I don't know where I came from, and I don't know what I'm doing here. And worst of all, I don't know what's going to happen to me when I punch out of here. Tragiese woorde, nee. Dis die woorde van iemand wat nie die Here Jesus in sy lewe het in daardie laaste fase van sy lewe nie. Maar dit hoef nie so te wees nie. Wanneer jy Jesus Christus innooi in jou lewe as verlosser, verander dit alles en is nooit te laat. En as jy dit nog nooit gedoen het, as jy nog nooit jou volle vertroue op Jesus gestel het as verlosser, en jy doen dit nou, want die tyd raak min. Ek wil graag in die woorde van 'n lied wat geskoei is op Psalm 71 'n gebed vir ons doen. Dis Psalm 71 daarvan af vers 5 tot 9 en verse 17 en 18. Nes so welkom om dit saam met my te bid. O Here, U alleen is my hoop. Van kleintyd af het ek U vertrou. U het my gedra van my eerste asem. Uit my moeder se skoot het U my gehou. Geen wonder ek wil U altyd loof nie. My hart verhef U heilige naam. U was my krag en my veilige skuiling, getroue God altyd dieselfde. U was my hoop, U was my lied, U was die een wat my 'n toekoms bied. Van elke jaar deur al my dae vertel ek steeds van al U groot dade. Nou, oud en grys, verloor ek nie moed. Want ek wil vertel hoe groot U is, van geslag tot geslag, verklaar ons dat U was my hoop, U was my lied. My lewe getuig voor die mense, U krag en U beskerming is naby. Daarom kan ek U nooit ophou prys nie, U glorie weer klink deur al die tye, en nou in my seisoen van swakheid, Here, moenie my wegstoot of verlaat. Wees naby wanneer my tree stadiger word. U teenwoordigheid dra my deur elke daad. U het my geleer toe ek 'n kind was. U wonders het ek oor en oor vertel. Nou dat my hare silwer geword het, laat ek van U krag vir die jonges
vertel, dat die hele wêreld u naam kan besing. U was my hoop, u was my lied, u was die een wat my 'n toekoms bied. Van elke jaar deur al my dae vertel ek steeds van al u groot dade. Nou, oud en grys, verloor ek nie moed, want ek wil vertel hoe groot u is. Van geslag tot geslag verklaar ons dat u was my hoop, u was my lied. Baie dankie dat jy saam met my geluister het, saam 'n bietjie besin het oor hierdie saak. Hierdie boodskap is nou op Facebook, maar dit gaan ook beskikbaar wees op ons YouTube kanaal Hoop Nogtans. Jy kan dit daar gaan kry en ook ons vorige boodskap. Onthou Facebook verwyder dit na 'n maand. En baie dankie aan Sean Kutse wat al hierdie dinge vir ons hanteer, en dan het Sean ook vir ons dit so gemaak dat daar 'n podcast gemaak word van hierdie boodskappe, en dis beskikbaar, en ek sal die link op ons Facebookblad hierna sit, of op die post wat ek maak hierso sit, sodat jy dit maklik kan kry, en as jy in die week net wil luister, nie noodwendig die video wil kyk nie, daar's verskillende maniere hoe jy dit kan doen, en ons gee dit vir jou. Miskien moet jy hierdie boodskap vat en aanstuur vir iemand anders wat in hierdie fase van hulle lewe is. Dit sal wonderlik wees as elkeen wat luister, dit kan aanstuur na iemand anders, of op hulle timeline kan plaas, of op 'n sosiale groep kan plaas. Kom ons kry die boodskap uit, want dis ek dink vir elkeen wat in hierdie ouderdomsgroep val van senior, van bejaardheid, so belangrik dat ons hierdie boodskap kan hoor en kan begin uitleef. En mag die Here vir jou help dat jy dit gaan doen met oorgawe. Dankie vir elkeen wat luister, elkeen se mooi boodskap, elkeen wat like en wat share. Mag die Here sy goedheid in jou lewe net kom openbaar meer en meer. Vir die van julle wat nog bevoorreg is om in die jonger kant te staan, die dae gaan vinnig verby. Dien die Here met oorgawe. Dit wat jy nou doen, lê die fondament vir wanneer jy ouer is. Dit geld vir die fisieke, vir jou gesondheid, vir jou finansies, vir jou verhoudings, sommer net vir die mens wat jy is, en belangriker as enigiets anders, jou verhouding met die Here. So mag die Here vir jou help om regtig vir hom die eerste plek in jou lewe te gee. Groet jou in die naam van Jesus.